hoop dat, en ek glo dat dit wat ek het om vanaand vir julle te bring, ook sal bydra tot wat die Here alreeds besig is om te doen in ons harte. Pinkster 2026. Dit het begin amptelik vandag, ons reeks, maar ons het so preview gehad verlede week, waar pastoor Wyn gedeel het hier, en ek ook daar by Sentraal, en daar is al 'n paar goed gesê rondom Pinkster, en die werking van die Heilige Gees, en ek wil net al die kampusse op spoed bring, want ek weet ons almal sit nie noodwendig in mekaar se kerke op 'n Sondag nie. En die preek wat hier gegee word op 'n Sondagoggend en wat by die ander kampus gegee word, is nie dieselfde nie, maar al hierdie dinge dra by tot ons Pinkster tema. Ek weet ook almal is nie noodwendig gesubscribe op YouTube nie, en dat jy nie noodwendig die ander kampus se preek kyk nie, maar ek weet van julle doen wel. So ek wil net so 'n vinnige overview gee van wat al reeds gesê is rondom Pinkster, en dan gaan ek by my tema kom. So ek gaan dit vinnig doen, en ek gaan vir julle daardeur bewys dat ek geluister het wat die pastore gesê het. Okay. Verlede week het pastoor Wyn hier by die oggenddiens gepraat oor die heiligmakende werk van die Heilige Gees, nê? En hoe die Heilige Gees 'n rol speel in redding, maar ook hoe die Heilige Gees 'n rol speel in die heiligmaking wat plaasvind in 'n mens se lewe, dat jy nie verlore gaan nie. Dat hy vir jou rigting gee en jou lei en jou help. Daar by Sentraal het ek gesels oor die koninkryk van God, wat nie bestaan in spys en drank nie, maar in geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Amen. Die lewe gaan daaroor dat ons daardie geregtigheid beleef, daardie vrede beleef en die vreugde wat die Here gee. Het gaan nie oor wat ons doen nie, maar dit gaan oor met wie ons in verhouding staan, naamlik die Heilige Gees. Vanoggend het pastoor Marius gesels hierso oor 'n lewe van impak. Ek dink nie hy is al op YouTube nie. Nog nie. Okay, so ek het hom nog nie gekyk nie, maar ek het so 'n idee gekry waaroor dit gaan. Die Heilige Gees wat uitgestort is op aarde en hoe dit 'n groot impak gemaak het in die mensdom, maar ook hoe die Heilige Gees 'n impak maak in ons lewe en hoe die Heilige Gees ons gebruik om 'n impak te maak in ander mense se lewe. Het ek dit reg, pastoor? Halleluja, prys die Here. En dan pastoor Dani vanoggend by Ooskampus wat gesels het oor die simbool van die Heilige Gees van wind en hoe die Heilige Gees waai en hoe daar verandering en vernuwing in mense se lewe kom. En hoe die Heilige Gees, toe die Heilige Gees uitgestort is, daar hierdie wind betrokke was en daar hierdie kragtige gebeurtenis was en mense se lewens is geïmpakteer en verander deur die werking van die Heilige Gees. Pragtige boodskappe, pastore, wonderlike dinge, is mooi goed. Vanoggend het ek gepraat by Sentraal oor die Parakletos, een van die beskrywings van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat ons vertrooster is, die Heilige Gees wat ons helper is, die een wat ingeroep word om ons te kom help op ons lewenspad op aarde. Mooi beskrywing van die Heilige Gees. Nou ek wil vanaand aangaan met ons Pinksterreeks en ek wil ook my bydra lewer tot die onderwerpe en tot die gesprek rondom die Heilige Gees en ek wil vanaand spesifiek met julle praat oor 3 terme rondom die werking van die Heilige Gees. Dit is nommer 1, die inwoning van die Heilige Gees, nommer 2, die vervulling met die Heilige Gees en nommer 3, die doping met die Heilige Gees. Ek is seker julle almal het al in julle lewens daardie terme gehoor. Ten minste 1 keer, doping met die Heilige Gees, vervulling met die Heilige Gees, die Heilige Gees wat in my kom woon. Wat beteken hierdie goed? Hoe gebeur dit? Wanneer gebeur dit? Hoe weet ek dit het met my gebeur? Is dit vir almal? Is dit net vir sekeres? Hoe werk hierdie dinge? Dit is goed om aandag aan dit te gee en dit reg te verstaan, want ongelukkig weens verwarring het sommige mense weggebly van daai temas af. En tog is dit iets wat regtig kosbare waarde het
vir alle gelowiges. So ek wil op daardie 3 dinge fokus. Die van julle wat my boekie gekoop het, baie dankie daarvoor. Dis nou hoofstuk 4 in die boek. OK, dis basies waaroor daardie hoofstuk gaan. So dit is bietjie ek moet nou 'n spoiler alert uitsit en sê ek gaan dalk nou goed sê wat jy nog nie gelees het nie, maar werk maar nog steeds deur daardie hoofstuk, want ek gaan nou nie elke liewe ding sê wat binne in daardie hoofstuk staan nie. Nou kom ons begin en ons gesels oor die inwoning van die Heilige Gees. Waaroor gaan die inwoning van die Heilige Gees? Dit gaan daaroor, letterlik soos wat die stelling is, dit gaan oor die Heilige Gees wat binne in jou kom woon. Hoe kan die Heilige Gees binne in ons woon? Wat maak ons goed genoeg om daar te wees vir die Heilige Gees om in ons te woon? Paulus sê in 1 Korintiërs 3 vers 16, hy skryf, weet julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is nie, en dat die Gees van God in julle woon nie. Is dit nie kosbaar nie? God het my en jou so gemaak dat ons tempels kan wees van die Heilige Gees. Nou ek weet nie van julle nie, maar hierdie is 'n baie mooi tempel, né? Ja, en julle tempels is ook beautiful, ek moet sê, hier van voor af. In die Ou Testament lees ons dat Moses in die woestyn opdrag gekry het om die tabernakel te maak. En dit was 'n baie pragtige ding wat gebou is daar in die woestyn. En toe die tabernakel klaar gebou is en die ark van die verbond klaar gebou is, het die teenwoordigheid van God wat soos 'n wolk gelyk het, daardie tabernakel gevul. En die teenwoordigheid van God was in die tabernakel. En dit was so 'n heilige atmosfeer, dat die priesters nie altyd die vermoë gehad het om daar binne te kon staan nie, want die teenwoordigheid van die Here was swaar in daardie plek gewees. As ons verder lees, en ons lees oor Salomo se lewe, dan sien ons, omdat Salomo nie bloed op sy hande gehad het nie, het God vir hom die opdrag gegee om die tempel te bou. En toe die tempel voltooi is, het die teenwoordigheid van God die tempel gevul. Is mooi, né? Hierdie plek waar God woon. En toe, soos wat tyd aangegaan het die profete gesê, en Jesus ook, dat God nie meer in mensgemaakte geboue gaan bly nie. God gaan nou woning maak by die mens. God woon vandag nie meer in geboue nie. Ek is jammer om dit vir julle te sê, hierdie is 'n baie pragtige gebou, maar dit is nie die huis van God nie. Kan ons 'n amen, net so 'n klein amentjie kry. Ek weet ons sê partykeer, môre broers, susters, welkom in die huis van die Here. Dit is nie die huis van die Here nie. Dis 'n gebou van samekoms. Wie's die of wat's die gebou van die Here? Ek en jy. Ons is die gebou van die Here. Ons is 'n tempel van die Heilige Gees. As hierdie die gebou van God is, beteken dit dat God nie buite hierdie gebou kan wees nie. So as ek en jy dan uit hierdie gebou uit beweeg, dan bly God hier en ons beweeg uit sonder hom. Nee, ons is draers van die goddelikheid. Amen. Hoe wonderlik. So daar waar ek en jy beweeg, is God saam met ons. En kan ons vanuit onsself, wanneer ons luister na die Heilige Gees, iets van God oopbreek en deel aan ander mense, omdat ons dit dra, want die Heilige Gees lewe binne in ons. Petrus skryf in sy sendbriewe, julle is 'n heilige priesterdom. Julle is heilige boustene wat saamgevoeg is om 'n heilige gebou te vorm waarbinne God woon deur sy Gees. Dit is die kerk. Ek en jy is boustene van daai gebou. Ons is draers van God se Gees. Wonderlik. Jy mag nie weer vir jouself in die spieël kyk en jouself afkraak nie.
Want jy is 'n draer. As kind van God is jy 'n draer van iets goddeliks. Jy is gevul met iets wonderlik wat jy kan deel met ander mense. Die lig van God skyn binne in jou, moet dit nie onder 'n emmer sit nie. Amen. Wanneer woon die Gees in jou? Wanneer kom woon die Heilige Gees in jou? Gebeur dit wanneer jy gebore word? Ek meen, almal het tog die asem van God nodig, die lewegewende Gees van God nodig om te kan leef, né? Ons spot baie keer en sê as iets doodgaan of as 'n kar nie meer wil werk nie, dan sê ons hy het die Gees gegee, né? En ons lees in die skepping toe God vir Adam gemaak het uit die klei van die aarde, het hy hom eintlik gesoen. Hy het sy asem in hom ingeblaas en hy het 'n lewende siel geword. En ons moet vir mekaar sê, sonder die lewegewende asem van God kan ons nie leef nie. Dit maak ons lewendig, dit maak dat ons kan leef. En wanneer ons die dag doodgaan, dan blaas ons daai asem uit en dit gaan terug na God toe. Beteken dit dat ons van geboorte af gevul is met die Heilige Gees? Ek dink nie ons kan dit sê nie. Want Paulus sê vir ons in 1 Korintiërs 12 vers 3, dat niemand kan sonder dat die Heilige Gees dit vir hom openbaar, verklaar dat Jesus is Here nie. Ek weet nie of julle daai vers al gelees het nie. 1 Korintiërs 12 vers 3. Niemand kan onder die inspirasie van die Heilige Gees sê Christus is 'n vervloeking nie, en niemand kan sonder die inspirasie van die Heilige Gees sê Jesus is Here nie. So die ateïs kan dit nie sê nie. Die ateïs sê dit nie, inteendeel die ateïs ontken God se bestaan. Het hy die Gees van God in hom? Hy's definitief nie 'n tempel van die Heilige Gees nie. Het hy God se lewensasem in hom? Ja, dis God se genade. God het vir hom die geskenk van lewe gegee, en hy moet daardie geskenk van lewe gebruik tot God se eer, soos ek en jy dit doen. Amen. So wanneer kom woon die Gees van die Here in jou? Die Gees van die Here kom woon in jou by wedergeboorte. Die Gees van die Here kom woon in jou by wedergeboorte. So hoe weet jy het die Gees binne in jou, wanneer jy kan sê, ek is 'n wedergebore kind van God. Want jy kan nie wedergebore word sonder die Heilige Gees nie. Luister wat sê Jesus in Johannes hoofstuk 3, vanaf vers 3, toe hy praat met Nikodemus. Hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Jou lewe verander by wedergeboorte, want die Heilige Gees kom woon in jou. Die profeet Esegiel beskryf dit baie mooi in Esegiel 36, waar hy praat van 'n mens se hart, wat hart is soos 'n klip. En daai klipharde hart kan nie die Here dien nie, hy het nie die vermoë om die Here te dien nie. Maar dan kom die Here en hy sê, ek sal daai klipharde hart vat, en ek sal hom draai. Ek sal hom vlees maak, ek sal hom sag maak, en ek sal my gees in daai hart instort, en my wet op die hart skryf, sodat julle my kan behaag. Is julle met my? Dis al hoe ons dit kan doen. Dis al hoe ons die Here kan behaag, is as ons leef deur die Gees. En as die Gees in ons hart is. En die Gees kan nie in ons hart inkom as ons klipharde harte het nie. En net die Here kan 'n klipharde hart sag maak. Daarom is wedergeboorte 'n wonderwerk. Amen. Daarom juig die engele as iemand tot bekering kom, want dit is 'n wonderwerk deur God, 'n hart wat gerig is teen Jesus draai en wil Jesus dien. Dink aan Paulus. Paulus is letterlik op pad om Christene te gaan doodmaak op die Damaskuspad. En hy ontmoet vir Jesus en hy verander en hy word 'n apostel van Jesus.
Hy het dit nie vooraf bedink nie, hy het dit nie vooraf besluit nie, inteendeel, hy was so pad om die volgers van Jesus dood te maak, en God het gesê, dit gaan nie gebeur nie, ek gaan jou hart verander, dit is 'n wonderwerk, prys die Here, jy wat vanaand hier sit en jy is gered, dis want daar het 'n wonderwerk in jou lewe plaasgevind, die Here het jou gered, want jy wat nie gered was nie, het 'n lewe gehad waar jy nie die Here gedien het nie, waar jy nie omgegee het oor hom nie, waar jy nie omgegee het oor goddelike dinge nie, want jy was te besig met wêreldse dinge, en in 'n moment het die Here jou verander. Of is dit net ek? Prys die Here. Dis 'n wonderwerk. Dis 'n werk wat God doen deur sy Gees in ons harte. Dit is 'n teken dat jy wedergebore is. Jou lewe het verander, jy het getransformeer, jy lyk anders, jy doen anders, jy praat anders, jy begeer om die Here te dien. Halleluja. Is daar enige persoon hier wat 'n tempel is van die Heilige Gees? Amen. Ek hoop dat as jy hier sit en jy is nog nie 'n tempel nie, dat jy dit sal begeer. Dat jy jou tot die Here sal bekeer, want hy wil in jou woon en hy wil jou seën met sy teenwoordigheid. Amen. Kom ons gaan aan na die volgende ene toe. Die vervulling met die Heilige Gees. Ek is seker julle het daardie term ook al gehoor. Vervulling met die Heilige Gees. Ons lees in Handelinge hoe die Heilige Gees uitgestort is. So lees daarvan in Handelinge 2, Handelinge 4, Handelinge 13, daar's 'n paar keer waar ons lees oor die uitstorting van die Heilige Gees en hoe die mense met die Heilige Gees vervul is. Dit is baie interessant, wanneer jy gaan lees daaroor in Handelinge, dan gaan jy sien dat dit baie maal dieselfde groep mense was wat vervul is met die Heilige Gees. Dit was nie net 'n eenmalige gebeurtenis nie, dit is iets wat ook herhaaldelik plaasgevind het in die disippels en die apostels se lewens. Jy sal ook opmerk dat daar dinge was wat saam met die vervulling gepaard gegaan het. In sommige gevalle toe hulle vervul was met die Heilige Gees, het hulle in ander tale gepraat. Daardie tale, mense wat dit kon verstaan, het gehoor die groothede van God wat verkondig word deur mense in daai taal, maar die spreker self het nie geweet wat hy sê nie. Wonderlike gebeurtenis wat daar plaasgevind het. Sommige van die mense het so bietjie gespot en gesê, hulle is dronk. Dit is vroegoggend, maar hulle klink soos iemand wat dronk is. In 'n ander hoofstuk lees jy, dat toe hulle vervul is met die Heilige Gees, is hulle ook vervul met groot vreugde. Groot vreugde. Hulle was sommer uitspattig van vreugde. Daar het 'n groot goddelike blydskap oor hulle gekom wat hulle nie kon wegsteek nie. Ek dink so aan daai Sondagskoolliedjie, dit borrel in my, want ek is so bly. Nee, hulle het geborrel van vreugde, hulle het geborrel van opgewondenheid oor die Here toe hulle vervul is met die Heilige Gees. En dan in die ander gedeelte lees jy, toe hulle vervul is met die Heilige Gees, is hulle ook gevul met groot vrymoedigheid. Vrymoedigheid om wat te doen? Vrymoedigheid om uit te gaan en mense te gaan vertel van die Here Jesus. Hulle het groot vrymoedigheid gehad om te gaan sê hoe Jesus uit die dood uit opgestaan het en dat daar geen ander naam is waardeur 'n mens gered kan word nie, behalwe die naam van Jesus. Hulle het daai boldness gehad om uit te gaan en dit te doen. Onthou hierdie selfe mense het 'n paar weke van tevore angsbevange in 'n kamer weggekruip. Hulle wou niks doen nie. Hulle was bang hulle sal doodgemaak word. Hulle het daar weggekruip en hulle het nie gedoen wat die Here vir hulle gevra het nie. En daar word hulle gedoop en vervul met die Heilige Gees en iets verander hier binne in hulle. En hulle sê, ons kan nie meer stil bly nie. Ons kan nie hierdie vir onsself hou nie. Ons sal uitgaan en ons sal dit gaan deel. Maak nie saak watter teenkanting ons kry nie. En ons weet van hulle is doodgemaak, né? Vir wat hulle ingeglo het. Daar was 'n groot vrymoedigheid gewees. Paulus skryf ook oor die vervulling met die Heilige Gees. En ek wil dit graag vir ons lees in Efesiërs hoofstuk 5. Ek lees vir ons vanaf vers 15. Paulus sê, pas dan op dat julle nougeset wandel. Nie as onwyse nie,
maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. En hier is die kern, hier is die wil van die Here. Vers 18. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Net weer vers 18. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Daar gee Paulus 'n instruksie, 'n opdrag. Word met die Gees vervul. Dit is 'n opdrag, dit is die wil van die Here. Maar hier is iets snaaks vir my hier binne. Hy sê, word met die Gees vervul. So hy gee vir jou 'n opdrag van iets wat jy moet doen. Maar dit wat jy moet doen, is iets wat met jou moet gebeur. Hoor julle hom? Klink bietjie snaaks, né? Word met die Gees vervul. Doen iets, maar dit wat jy moet doen, moet aan jou gedoen word. Dit klink nie mekaar. Hoe werk hierdie storie? Dit het my so 'n bietjie 'n oomblik gevat om dit lekker te verstaan. Hoe verstaan ons dit? Ons verstaan dit deur die voorbeeld en die waarskuwing wat Paulus hier gebruik. Voordat hy sê, word met die Gees vervul, wat sê hy? Moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid. Hoe word jy dronk? Kom julle weet. Hoe word jy dronk? Jy word dronk wanneer jy te veel alkohol drink. Hoe drink jy alkohol? Sommiges reguit uit die bottel uit, ander gooi dit in 'n glas. Maar dit behels dat jy die bottel of die glas vat, jou mond oopmaak, dit in jou mond sit en dit sluk. Is dit die drink wat jou dronk maak? Nee, wat maak jou dronk? Die wyn binne in jou. Jy kan nou nie sê dis die wyn se skuld nie, want jy het die wyn doelbewus in jou liggaam gesit. So die deelname van jou kant af is dat jy die wyn vat en dit drink. Dit wat jy met jou laat gebeur, is jy laat die wyn binne in jou dronk maak. Verstaan julle? Net so werk dit met die Heilige Gees. Jy stel jouself oop vir die Heilige Gees om jou te vervul. Dit is 'n surrender. Dit is 'n oorgawe. Dit is 'n vertroue. Hoe weet jy iemand is dronk? Hoe tel jy dit op? Wat is die tekens? Jy tel dit op in hoe die persoon praat, en jy tel dit op in hoe die persoon optree. Jy kan hoor as iemand gedrink het, en jy kan hoor as iemand meer as 'n ander een gedrink het. En jy kan sien in die manier hoe hulle beweeg, hoe baie hulle gedrink het. Sommige van hulle het so baie gedrink, hulle kan nie loop nie. Ek gebruik dit as 'n voorbeeld om te illustreer die vervulling met die Heilige Gees. Hoe gaan jy weet iemand is vervul met die Heilige Gees? Hoe gaan jy weet jy's vervul met die Heilige Gees? Deur jou woorde en jou optrede. Wanneer ons praat van die vervulling met die Heilige Gees, gaan dit nie oor hoeveel jy van die Heilige Gees het nie. Ons moenie aan die Heilige Gees dink in terme van meetbare dinge nie. Of jy het die Heilige Gees of jy het nie die Heilige Gees nie.
Jy het nie 'n bietjie van hom of baie van hom nie, jy het die Heilige Gees of jy het nie die Heilige Gees nie. Jy is of vervul met die Heilige Gees of jy is nie vervul met die Heilige Gees nie. Wanneer ons praat oor die vervulling met die Heilige Gees, gaan dit oor hoeveel beheer die Heilige Gees van jou lewe het. Dis waaroor dit gaan. So dit gaan meer oor beheer en oor oorgawe as wat dit gaan oor hoeveel ek van hom het. En daar sal 'n onderskeid getref kan word. Jy sal kan sien, sommige mense is meer oorgegee aan die Heilige Gees as ander. Hulle het nie noodwendig meer van die Heilige Gees nie, hulle is net meer surrendered. Hulle is net meer oorgegee. Hulle het net in hulself gesterf en hulle eie plannetjies eenkant gesit en gesê, Here, U wil en nie myne nie. So, jy gaan nie meer van die Heilige Gees kry deur ouliker goed te doen nie. Jy gaan nie meer vervuld leef deur oulike goed te doen nie. Jy gaan meer vervuld leef deur meer oor te gee aan die Heilige Gees. Dit is waaroor dit gaan by die vervulling. Jesus praat met die vrou by die Samaritaanse vrou by die put van Jakob. Ons lees daarvan in Johannes hoofstuk 4. En hy sê vir haar, wie ook al van hierdie put se water drink, sal weer dors word. Hulle wat deur werke hulself red, gaan nooit die redding kry nie. Maar hulle wat drink van die water wat ek hulle gee, hulle sal nooit weer dors word nie. So, hulle wat redding by Jesus kry, is ewig gered. So dit is die wedergeboorte. Dis die nuwe lewe in Christus, is wanneer jy van sy water drink, en jy word nooit weer dors nie. Dan gaan Jesus verder in vers 14 en hy sê, hierdie water wat julle drink sal soos 'n fontein word, van lewende water, wat uit julle uitborrel tot lewe. Dit is die vervulling met die Heilige Gees. Dis wanneer jy so vol word van die Gees, so oorgegee is aan die Heilige Gees, dat dit uitvloei na ander mense toe, en jy begin 'n blessing word vir ander mense. Waar is nie net die Heilige Gees hier by jou en jy wat die Heilige Gees beleef nie, maar jy wat deur die Heilige Gees beheer word en deur jou woorde en deur jou optrede seën jy ander mense, jy bou die koninkryk van God uit en God word verheerlik deur wat jy doen. Dit is die vervulling met die Heilige Gees. En God wil dit vir ons almal gee. En hy gee die instruksie vir almal, word vervul met die Heilige Gees. Waarvan is jou lewe vol? Waarmee vul jy jou lewe? Waarmee vul jy jou gedagtes? Wat doen jy? Ons moet aan daai dinge dink. Ons moet daai vrae vir onsself vra. Hoe gaan jy weet jy is vervul met die Heilige Gees? Kyk na jou woorde, kyk na jou dade, kyk na jou geestelike en emosionele aptyte. Waarvoor is jy lus? Waaraan gee jy aandag? Waarin volhard jy? Wat kom by jou mond uit? Wat kom by jou hart op wanneer die lewe jou so bietjie skud? As jy in daai situasie kom en jy besef, maar jy weet wat by my mond uitkom is nie goed nie, gee oor aan die Heilige Gees. Gee dit oor aan die Heilige Gees. As daar jaloesie opkom, gee dit oor aan die Heilige Gees. Sterf dit af. Word vervul met die Gees. Moenie jou hart vul met bitterheid nie. Moenie jou hart vul met hoogmoed nie. Vul jou lewe met die Heilige Gees. Die vrede van God, die liefde van God, sodat wanneer die lewe jou bietjie beginne druk, dat dit wat uitkom mooi en goddelik en suiwer is. Amen. Ek gaan vandag na my einde toe, want ek sien is al 7 uur. Die doping in die Heilige Gees. Kom ons spandeer gou 'n paar oomblikke oor die doping met die Heilige Gees. Soms word die doping met die Heilige Gees en die vervulling met die Heilige Gees as wisselterme gebruik. Maar dit is nie een en dieselfde ding nie. Dis terme wat mekaar aanvul, maar dit is 2 verskillende dinge. By die vervulling met die Heilige Gees gaan dit oor hoeveel beheer die Heilige Gees oor my lewe het. En dit gaan oor surrender. Die doping met die Heilige Gees is wanneer
die Here Jesus, want onthou, Jesus is die een wat ons doop met die Heilige Gees. Nie mense nie. Nie 'n pastoor of 'n broer of 'n suster nie. Dis die Here Jesus wat dit doen. Ja, hy kan mense gebruik as instrumente, maar Jesus is die ene wat ons doop met die Heilige Gees. Johannes sê baie mooi in Matteus hoofstuk 3, vers 11, wanneer hy praat van Jesus, Johannes die Doper sê, ek doop julle wel met water, maar daar sal een kom wat groter is as ek mag nie aan sy skoenrieme raak nie. Hy, wat Jesus is, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. So Jesus doop ons met die Heilige Gees. Wat beteken die woordjie doop? Griekse woord daar is baptizo. Beteken om te onderdompel. Om 'n ding te vat en om heeltemal in te druk sodat hy omsingel en omring word deur dit waarin hy gedruk word. Vat jou beskuitjie, jou ou makkie. Wanneer jy jou beskuitjie doop, jy druk hom binne in die koffie. Hoekom? Want jy wil hê hy moet daai koffietjie opsuig en sag word dat jy hom kan eet. Om te doop, om in te sit. Die doping met die Heilige Gees is wanneer Jesus vir my en jou vat en hy doop ons, hy onderdompel ons in die sfeer of die riem of die atmosfeer van die Heilige Gees. En dan is dit juis vanuit daardie plek waar ons omring is deur die Heilige Gees, dat ons vanuit daardie plek uit die lewe aanpak. Is dit nie mooi nie? Dat ons vanuit daardie plek met intimiteit met die Here omsingel deur die krag van die Heilige Gees, omsingel deur die persoon, die wese van die Heilige Gees, dat ons vanuit daai verhouding met die Heilige Gees die lewe aanpak. En die bediening wat die Here vir ons gegee het, almal van ons, om sy getuies te wees, om dit vanuit daai plek te doen. En wanneer ons gedoop word met die Heilige Gees, gaan dit gepaard met wonderlike dinge. Toe die mense gedoop is met die Heilige Gees, het hulle in ander tale gepraat. Toe hulle gedoop is in die Heilige Gees, het hulle groot vrymoedigheid gehad. Hulle was nie bang nie. Hulle was nie skaam vir die Here nie. Hulle was nie skaam vir die evangelie van Jesus nie. Hulle het groot vrymoedigheid gehad. Hulle het krag gehad. Petrus se skaduwee val op 'n siek mens en die siek mens word gesond gemaak. Hulle het geprofeteer, hulle het woorde van insig gekry, hulle drome en visioene gehad, en alles wat hulle gedoen het, het hulle gedoen tot stigting van God se koninkryk. Want jy sien, wanneer jy gedoop word in die sfeer of die riem van die Heilige Gees, dan ontvang jy goddelike krag, wat die Here vir jou gee, om te kan getuig. Nou wil ek vandag vir jou sê, as jy die begeerte het om die Here te dien, en jy voel jy het nie die krag nie, maar jy die begeerte, sal die Here vir jou die krag gee deur die Heilige Gees. Jy hoef nie bang te wees nie. Jy hoef nie te dink jy's 'n tweede klas gelowige, want jy kan nie in tale praat, of jy het nog nie geprofeteer, of jy's nie op die kerkraad nie. Want dit is nie die vereiste vir die doping en die vervulling met die Heilige Gees nie. Wat is die vereiste? Geloof. En 'n hart wat dit begeer. Die Here kan nie 'n honger hart ignoreer nie. Ek dink baie mense vandag is nie gedoop en vervul met die Heilige Gees nie, want hulle het nie 'n begeerte om iets te doen vir die Here nie. Want hulle is te gepla oor hulle eie koninkryk en hulle eie image. En in die proses voel jy nie goed genoeg nie. Waar die Here sê, jy is goed genoeg. En ek sal vir jou die krag gee as jy begeer. Dawid skryf dit in die psalms, God sal aan jou voorsien volgens die begeertes van jou hart. Maar hoeveel van ons begeer nog die krag van die Here?
Hoeveel van ons begeer werklik om deur hom gebruik te word? Ons begeer mooi liggame, ons begeer baie geld, ons begeer aansien en allerlei aardse goed. En die Here gee dit nie vir ons nie, vir sommiges doen hy. Maar dit is tweede klas. Ons moet begeer om die Here te dien. Ons begeer om iets vir hom te doen. Ons moet begeer om tot seën van ander mense te wees. Dan sal jy God sien werk in jou lewe. My vraag is vanaand vir jou, begeer jy dit? Soek jy na dit? Soek jy ernstig na dit? En soek jy na dit vir die regte rede? Want dit is ook belangrik. Dit help nie jy soek na dit om te kan staan voor ander en te kan sê, kyk hoe goed is ek nie. Kyk hoe baie van die Gees het ek nie. Die Here gaan nie dit seën nie. Maar as dit werklik vir jou daaroor gaan, dat Here, ek wil waarde toevoeg tot ander mense se lewens. Here, ek wil doen wat U vir my vra deur U woord, maar ek kan dit nie deur my eie krag doen nie. Vervul my asseblief, doop my asseblief met die Gees, gee vir my die krag om dit te doen. Dan sal die Here dit doen. Maar is dit die postuur van jou hart? Sommige van ons het koue harte. Sommige van ons harte het baie hard geword deur die jare as gevolg van pyn. Vanaand wil ek vir jou vra, is daai goed een kant? Is daai goed een kant? Vergeet daarvan. Dalk sit jy hier en jy weet jy het 'n harde hart. Jy begeer om iets vir die Here te doen, maar jy het soveel pyn en jy het soveel verwyd en jy voel so insecure en daar's al hierdie goed net en jou hart is nie op 'n lekker plek nie. Die Here kan jou hart verander, vanaand so. En hy wil, en hy sal, wanneer jy dit na hom toe bring. Dawid skryf in die Psalms, die Here kan nie 'n verslae gees weerstaan nie. Die Here kan nie 'n gebroke hart los nie. As jy vanaand die begeerte het om net 'n aanraking van die Heilige Gees te hê. As jy vanaand hier sit en jy sê vir my in jou gedagtes, Justin, ek wil die Here dien. Ek wil iets vir hom doen, ek weet nie waar om te begin nie. As jy 'n bereidwillige hart het, as jy 'n honger hart het, as jy 'n dienende hart het, en jy wil iets gaan doen vir die Here, en jy wil by daai deur uitstap, en jy wil nie dieselfde persoon wees nie, jy wil by daai deur uitstap, en jy wil meer vir mense beteken, en meer van die Here met mense deel, wil ek jou uitnooi om te reageer. Ek wil jou uitnooi om vorentoe te kom, en net jou hart oop te maak voor die Here. En in opregtheid vir hom te sê, Here, asseblief vervul my. Here, kom doop my met die Gees, kom bekragtig my, kom gebruik my, ek meld aan vir diens, ek wil deur U gebruik word. Dalk sit jy hier en jy het 'n identiteitsprobleem. Jy glo die leuns van die duiwel. Die Here wil dit verander. Kom gee dit vir hom. Kom gee dit vir hom en kom kry vanaand jou ware identiteit en jou ware roeping by die Here. Hy wil. Hy's 'n goeie God. Jesus self, die Seun van God sê, watter aardse pa sal vir sy kinders 'n klip gee wanneer hulle vra vir 'n brood of 'n slang wanneer hulle vra vir 'n vis? Hoeveel te meer sal julle hemelse Vader nie vir julle die Heilige Gees gee wanneer julle hom vra nie? Ons moenie net een keer vra vir die Heilige Gees nie. Ons moet dit voortdurend doen. Here, vul my. Here, lei my. Here, wees by my. Ek het U nodig. Die Here wil in jou hart kom woon. Hy wil jou vervul. Hy wil jou laat drink van hierdie fontein. Hy wil hê dit moet uitvloei uit jou uit tot seën van ander mense. Moenie worry wat jy vir mense gaan sê nie. Moenie worry wat jy gaan doen nie. God sê, ek sal die Gees stuur om jou te help. Ek sal jou help. Dalk is daar iets wat jy vrees. Jy weet nie hoe om dit te hanteer nie. Kom los dit hier by die voete van die Here.
en vertrou sy Gees om jou te help en jou te lei. Baie mense, baie kerke, denominasies glo God praat nie meer nie. Ek het 'n wake-up call vir almal van hulle. God praat nog steeds duidelik. Deur sy woord en deur sy Gees. Wil jy luister? Dis waar die verskil lê. Luister. Raak stil. Maak tyd. Luister. Die Here wil vir jou mooi dinge sê. Die Here wil jou lei, wil jou help, hy wil jou gebruik. Surrender. Surrender, word vervul, word gedoop en lewe 'n lewe van oorwinning. Amen. Ons gaan nou in 'n tyd van bediening ingaan. Pastore, ouderlinge, geroepe heiliges wat saam wil kom bid, asseblief wees spontaan, wees vry, daar's geen verpligting nie. Jy wat vanaand gebed nodig het, jy wat vanaand wil uitkom op hierdie uitnodiging, kom staan hier voor, die ligte gaan af wees, niemand gaan oor jou worry nie, behalwe hulle wat vir jou gekom bid. Kom spandeer tyd met die Here. Kom reageer op dit wat die Here vanaand in jou hart gewerk het. Amen. Amen. Kom ons sluit die oë. Hemelvader, waar ons nou in 'n tyd van bediening ingaan, Here, bid ek dat U met mense sal kom ontmoet. Here, hulle wat hier sit en dalk huiwer, kom lei hulle deur die Gees. Kom wek in hulle daai geloof, Here, dat wanneer hulle reageer en daai tree nader gee aan U, dan sal U ook nader en U sal hulle seën. Heilige Gees, hierdie oomblik is U sin. En my gebed is dat U sal werk volgens U wil en dat U in elkeen van ons se hart sal doen dit wat U wil is. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. In Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Mooi aand vir julle verder.